Dat is 3. Is welke? Is dat 3? Goed man. Alright, ek dink daar gaan nog iemand kom nie. Dat ik niet van het samenschrijven maar altijd. Ja, ons vra vir hom, hy luister. Hulle gaan net vra want hulle weet nie die antwoord. Ja, dis het ons vra vir hom. Julle sal my nie glo nie, ek het 6 vrae wat ek het letterlik sommer net van die ou koninkryksreeks, so sien ek het elke liewe boekie het ek daar, voordat ons begin, is daar so 6, 7 vrae wat ek die ouens gevra van die vorige lesing, dan moes hulle eers antwoord voordat ons aangaan. Ek het dit nie met hierdie reeks gedoen nie, ek moes eintlik. Maar ek haal eintlik die kern goed uit, dan sit ek net in 'n vraag en dan dit is ou daai vraag en antwoord want dit is die goed wat jy eintlik maar moet weet daar. Dit ons raak net klomp inligting. So maar nou ja, ons sal nou maar een op 'n ander tyd moet 'n ou maar 'n bietjie bybly met die goed, want dit help nie 'n ou gang deur dit en jy en dit raak nie 'n ou se hart nie. Okay, dan maar kom ons bid net saam en dan vra ons die seën van die Here en ons dank hom dat hy elkeen van julle gespaar het en vir ons almal gespaar het. Vader, baie dankie vir u goedheid en die guns. En Here, vanmôre het ons gehoor in Psalm 100 hoe dat Dawid sê dat alle volke na die Here toe moet kom en die Here moet loof en prys. En Here, ek wil bid, help ons om ook daardie patroon aan te leer waar ons na u toe kom en die poorte ingaan met lof. Here, met lofsange na u toe kom en die naam groot maak want daar's geen ander God buite u nie. Here, ek wil bid dat hierdie jaar 'n jaar van gebed sal wees, dat u ons sal help om God in die sentrum van ons lewe te stel. Here, dat ons al hierdie ander agenda wat in ons lewe oor ons heers, dat ons dit in tweede prioriteite sal gee, Here, en God eerste prioriteit sal maak. En Here, ek wil bid, terwyl ons vanaand op hierdie belangrike lesing stil staan, dat u ons hierin sal toerus, dat ons kan verstaan wat u wil is vir ons, en dat u ons kan help, Hemelse Vader, dat ons in u weg sal wandel, want daar's 'n skrif wat sê, en Here, ek weet nie of dit iewers in hierdie opleiding is, ek kan nie onthou nie, maar daar's 'n skrif wat sê dat wees heilig, want God is heilig. En ek kom vanaand voor die troon, en ek wil bid, Here, help ons, dat ons vlees sal onderwerp aan die krag van die Gees van God. Help ons om 'n geesmens te word, en die vleeslike lewe, Here, af te lê, in Jesus se magtige naam. En ek dank u daarvoor, en ek prys u, Vader. Amen. Amen. Voordat julle maar hartlik welkom aan almal van julle. Ek is baie bly dat die Here julle almal gespaar het en deurgedra het en julle het nou seker nie al die halskade gehad wat ons nie gehad het nie, maar nou ja, ons is nog steeds behoue en die kerk se saal staan nog steeds so. Ons is dankbaar daaroor. Ek is altyd dankbaar vir iets so. Ons eer die Here daarvoor. Hierdie toer is weet ek in Kaap toe wees ook so na 'n baie besige Desember, so maar welkom julle is op terughoor en bly julle is terug. Okay, en dan was ons geliefde suster Carla was saam met haar gesin in Dubai toe, né? So hulle het 'n bietjie daar by die klomp donker koppe gaan kuier. So maar sy sê ook dit was heel ondervinding. Maar welkom vir julle almal. Ek is bly julle is terug. Vir die ander ouens soos ek, ons het die tuinroete gaan doen. Dit was baie lekker geweest. Alom die huis en die plot het ons 'n bietjie besig gehou. Nee, ek moet vir julle sê, ek het hierdie Desember was baie rolle week vir my, of 'n rolle tyd vir my. Ek moes heeltyd, ek het hier elke dag moes ek met versekeringsgoed sit. Want niks is maklik nie. En jy weet, daai ding is by Standard Bank verseker en ag, Vader, ek sê, daai is nag. Gelukkig hierdie plot is by Santam en dit is baie maklik en ek het 'n makelaar hier, so ek wil nie makelaar hulle sol dit uit, maar ek moes wag om mense om kwotasies te kry en dan daagloop en dan daag nie op nie. Dan stuur hulle 'n planner. Dan sê hy, okay, wat kom doen jy nou? Nee, hy kom nou 'n assessment doen. Ek sê, nou waarvan kom jy nou 'n assessment doen? Van die rewildpype. Ek sê, jy is in 'n plan, maar ek kom met 'n bakkie. Nee, hy kom kyk na alles wat stuk en hy kom dit opteken. Ek sê, nou okay, die souder is bo op die dak, maar jy het nie 'n gewone bakkie, waar's jou leer? Nee, hy het nie 'n leer nie. Nou hoe gaan dit sê? So ek vra vir jou nou, hoe wil jy hy sê weg, ek het hom nooit weer gesien nie. So hy sê gesien hierdie wit ou is nou nie baie in sy knoppies met dit nie. So nee, ek kon nie glo dat hulle ons, dit was sulke goed gebeur in mos ou se tyd. Maar nou ja, ek eer die Here vir sy goedheid en sy guns en ag weet in Desember maande is dit so met verlof gaan dan ek weet dan kry mense almal een of ander pyn. En mense moet my help waar jy kan ook, jy weet so.
Maar ek dank die Here dat ons aan die lewe is, dat ons in die gang is, en dan het ek verskriklik baie beplanning gedoen vir die kerk aan die ander kant om die hele transformasie wat daar moet plaasvind te implementeer, wat 'n groot storie is. So ek was die hele tyd in korrespondensie met die grafiese ontwerpers en al die ouens, so daai goed is nou redelik ver gevorder, so ons die boot is op pad, so ek is dankbaar daaroor. Ok, maar ons gaan vanaand kyk 'n bietjie van na julle buiteblad, so ek dink ek wil net vanaand gou weer daar begin. Laat ons net kyk waar trek ons in ons lewe. Dit is net belangrik dat julle self sal oriënteer met betrekking tot dit. Ek het al hierdie sketse het ek nou letterlik deur 'n grafiese ontwerp of 'n persoon wat al my grafiese ontwerp al die jare gedoen het, gelaat doen, so dis nou professioneel. Ons sal hierdie buiteblad vervang een of ander tyd met die hele reeks as ons die volgende reeks begin. Ok, julle sal sien reg in die begin is ons by insig in die groot prent daar by nommer A, ons het daai goed hier gewerk. Dit gaan alles oor waaroor gaan die koninkryk, waaroor gaan die Bybel, jy gaan nooit verstaan, as jy nie insig het in die koninkryk van God, in God se koninkryksplan, gaan jy nie insig hê eintlik en verstaan hoe die Bybel werk nie. Ek kan nie vir julle sê hoe honderde mense oor die jare het na my toe gekom en vir my gesê, hoorie, so ek lees die Bybel, maar dit maak nie vir my sin nie, ek verstaan nie. Want jy weet, hier lees jy iets as Dawid teen, en nou lees jy weer die as Dawid weer daar, so weet, sukkel my goed by mekaar uit te bring. En dit is net suiwer omdat mense nie groot geword het in 'n skool waar hulle eintlik geestelik opgevoed was, soos ons ouer mense, wat in die skool weet redelik blootgestel was aan Bybelklasse en Bybelperiodes soos daai jare, en dan ons ouers het, hulle het almal 'n redelike diep geestelike fondasie gehad. Veral in die gereformeerde kerke het jy, of hulle nou kerk toe gaan of nie, jy gaan sonnaarskool, jy gaan katekiseer. Hulle dien nie die Here nie, maar jy moet. Jy moet dit doen. So, nee, hulle is kwaai, so hulle laai jou daar af en dan sê ek, kom haal jy nou en as jy gaan dink jy gaan 'n chappies koop by die kafee en net 'n bietjie later terugkom omdat jy jou net oplaai. Hulle kom dit agter. So, is allerhande triks daai. Ek het eendag iemand gehoor wat sê wat hy gedoen het, is hom so afgelaai. Oor dit pastoor Wilko daar by ons gepreek en sê nee, dit allerhande kan sê maar van vrou, maar wat jy dan vandag hulle sê nee, hulle het iets gepraat oor 'n ou se naam is Dawid. Ek sê dan settle hy die saak, maar sê maar hom gehoor hy die naam Dawid gehoor, jy weet so. Dit is nou hoe hy sy ma geflous het met dit. Maar dit is hoe dit gewerk het julle. So daai heel eerste lesings wat ons deurgegaan het, gaan oor insig oor weet waaroor gaan die koninkryk van God. Want onthou Matteus 6 is 'n kernskrif in die Bybel, vers 33. Gaan soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al die goed wat jy nodig het in hierdie wêreld sal vir jou bygevoeg word. So jou eerste, daai gaan op prioriteite. Jou eerste prioriteit is soek God se koninkrykskrag. Soek die Here se heerskappy. So waaroor gaan die koninkryk? Waaroor gaan die skepping? Waaroor gaan die tuin van Eden? Die tuin van Eden gaan nie daaroor 'n appel nie. Okay, so daai hele eerste ring hanteer dit. Dan die tweede gedeelte daar, die B-gedeelte gaan die oomblik as jy die groot prent in jou kop het, dan kan jy die bouplan begin verstaan. Dan gaan kyk jy, want God het net 'n blou druk. Hy het net een blou druk. Daar's nie nog 'n blou druk nie. Dit is hoekom maar kan nie eendag het my neef vir my gesê, hy sê, maar hierdie storie dat julle altyd die arme ander gelowe sê, hoor jy, hulle kan nie die hemel maak nie, en toe verwys hy nou na die moslems in daai tyd, of Islam in daai tyd, hy sê, maar hulle aanbid dieselfde God as ons. So julle, dis 'n leuen in die putte van die hel. As jy nie die God van Abraham, Isak en Jakob aanbid nie, aanbid jy 'n ander God. As jy nie die God van die Bybel aanbid nie, aanbid jy 'n ander God. So jy moet dit baie mooi verstaan. En daai tweede been, die B-gedeelte, gaan oor verstaan God se bouplan. Met ander woorde, God het net een plan, 'n bouplan. En wat is die kernskrif daar? Wie van julle kan onthou? Gee my net asseblief. Ek hoop dis iemand hier wat my net die kernskrif van daai hele, van al daai gedagtes wat daar plaasgevind het, wat met daai kernskrif. Net daai een skrif. Waaroor gaan die bouplan? Ek het nou vir julle die eerste een gegee. Sê weer? Koninkryk. Want die eerste een gaan oor die krag van die koninkryk, die identifisering af, en nou kom jy by die verstaan God se bouplan. Die koninkryk was daar gesit, kom ek help julle. Die koninkryk was daar gesit. Die mense is aangestel om te regeer. Hy faal, hy verkoop die koninkryk in hoogverraad uit. Hy kom in sondeval. Hy bedek sy eie sondes met vyeblare. Hy kruip vir God weg, hy hardloop vir die Here weg. Die gees van God roep uit, Adam, Adam, waar is jy? En die oomblik toe hy voor hom kom staan, wat doen Adam? Hy verplaas skuld en sê, dit is die vrou wat u my gegee het. So met ander woorde, wat doen hy daar in daai eerste sirkel?
So die koninkryk van God is in sy perfektheid daar geskep. Is in sy perfektheid daar gestel en God sit 'n heerser. Want onthou, daai hele ring buite, die kernskrif daar, Genesis 1 vers 26, laat hulle heers oor die werke van my hande. Dis die kernskrif. So, eintlik is dit baie maklik. Julle moet net daai een skrif ken, want van daar af kan jy mos nou gaan. Laat hulle heers. So, wat is my en jou verantwoordelikheid, reg van ons skepingsverantwoordelikheid, om te heers oor God se werke? Nou val, hy moes heers oor alles in die tuin, nou val hy. Okay. Hoekom val hy? Want hy laat toe dat die duiwel oor wie hy moes heers. Want onthou, waar was die duiwel gewees by die skepingsverhaal? Waar kry jy hom? Waar leer jy vir die eerste keer van die duiwel? In die tuin van Eden. Ek het al so baie kere dan sê met hierdie ouens wat nee, ek glo nie aan God nie en glo nie. Ek sê maar jy glo in die duiwel. Jy aanbid Satan, maar jy glo nie aan God nie. Nou ek wil jou vra, waar in jou hele lewe het jy van Satan geleer? Behalwe van die Bybel. Dis net die Bybel wat oor Satan praat. So dink, so kan jy sien eintlik hoe dom is 'n mens. Okay, hang 'n lering aan of wat ook al, maar hy besef nie, daai goed kom eintlik uit die woord uit. Hy het die verkeerde kant gekies. Hy het die verkeerde kant presies nou. Okay, hy het geluister na die verkeerde stem. So die hele eerste sirkel, Here, Genesis 1:26, laat hulle heers. Toe wat gebeur met die mens toe hy val? Hy word uit God se teenwoordigheid uitgesit. So wat verloor hy? Die gees van God. Die heerskappy van God. Daarom roep die gees, waar is jy? Waar is my tempel? Waar is jy? So daai kring gaan oor God se skepingskrag, die sondeval wat plaasgevind het, die koninkryk oor die aarde word oorgegee in die hand van die duiwel. Nou gaan ek nou net vir jou een Nuwe Testamentiese skrif wat jy eintlik ook moet ken. Wat gebeur by Jesus se versoeking? Want onthou, die versoeking van Christus is die duplisering van Genesis 1 of Genesis 2. Die sondeval, Genesis 3 eintlik. Okay. Dis die duplisering. So, nou kom Christus en hy word versoek. En die duiwel sê vir hom, hier klippe, maak brood. Want daar staan geskrywe. En hy quoteer 'n skrif. Wat sê Jesus vir hom? Hy quoteer die skrif, daar staan ook geskrywe. So hy rol nie 'n pampoenie. Okay? Want hy verdraai die woord. Want wat doen hy met Eva? Het God nie gesê, julle mag nie van die vrugte van die tuin eet nie? Nee, God het nie dit gesê nie. God het gesê, julle mag van al die vrugte eet, behalwe van die een in die middel van die tuin. Die boom van die kennis van goed en kwaad. Want daar is 2 bome in die middel van die tuin. Okay. Die boom van die lewe, die boom van die kennis van goed en kwaad. Van daai boom mag jy nie eet nie. Anders, daar's 'n straf gekoppel aan die ongehoorsaamheid. So julle, hoeveel wette was daar in die tuin van Eden? Net een wet. Daar was net een wet. Nou kom ouens en sê hulle vir jou, nee, maar in die tuin van Eden, die hele Sabbatswet is daar ingestel. Dit was nie 'n wet nie. Die Sabbatswet is eers ingestel in die boek van Exodus. Want hoekom? En God het van sy werke gerus op die 7de dag. So wie is? God. Maar Adam en Eva was binne God se teenwoordigheid elke oomblik van die dag. En in die aand is dit aand raak as die skemer word, dan God moet hulle kom ontmoet en met hulle fisies gewandel in die tuin julle. Dink jy hoe awesome is dit? Hulle was blootgestel aan God se heerlikheid en hulle sterf nie, want die Bybel sê geen mens kan God sien en bly lewe nie. Hoekom sterf hulle nie? Want hulle is sondeloos. Hulle is in righteousness, hulle is in geregtigheid. Want wanneer kom die dood in?
die sondeval. Okay? So dis die big picture. Wat jy moet verstaan. So, jou skepingsdoel het nooit verander. Dis steeds daar. Ek en jy moet heers oor die werke van God se hande, want ons is nog steeds in dieselfde natuur, ons is nog steeds op dieselfde aarde. Maar nou het die mens God se gees verloor, as gevolg van sy sonde. Nou kom die Here en hy stel die hele offerstelsel in, wat jaar na jaar, dag na dag herhaal word, waar die bloed van 'n dier moet vloei om vir jou en my versoening te gedoen het. In die Ou Testament praat dit nou van. Maar die boek van Hebreërs sê, daai offer is nie volmaak nie. Nou hoekom is dit die offer van 'n dier? Kom nou terug na die sirkel toe. Wat doen God die oomblik toe hulle sonde gedoen het? Hy slag geneem klere toe. Hy sê nie by implikasie, hy het nou as dier gaan slag nie, maar hy sê direk, en hy het vir hulle klere van vel gemaak, om hulle naaktheid te bedek. So wat doen sonde aan ons? Dit ontbloot jou geesmens, dat jy naak is voor die Here. Daarom moet jy bekleed word, met geregtigheid, om weer in die teenwoordigheid van God te kan ingaan. En in die Ou Testament moes hulle dit doen via die offerstelsel, en eenmal in 'n jaar waar die hoëpriester in die teenwoordigheid van God instaan, en vir die hele volk versoening doen, deur die bloed van daardie lam op die versoeningsdeksel te gaan sprinkel, in die allerheiligste gedeelte. So dis waar die sirkel eindig, dit moet jy verstaan. Dis die groot punt. Okay? En nou kom God in sy bouplan. Nou gee my nou die skrif in die bouplan wat die hoofskrif is. Die vertrekpunt. Ons is nog steeds in Genesis. Baie naby 1 vers 26. Net so eentjie aan, paar tree aan. Jy's nog daai brein wil nou werk, maar jy moet hom nou net 'n bietjie laat inskop daar. Jou 3 is reg, maar jou 16 is verkeerd. 15. Dis een uit. Maar dis net omdat jy Engels is, hoor. So moet dit wel baie. Genesis 3. Yes. So 3 vers 15. Nou okay, kom ons wees nou met mekaar nou eerlik. Quoteer gou vir my 3 vers 15. Nee, Haks geen byt raai in. Ja, jy begin nou net af, maar begin voor. Maar jy het hom. Between your seed and his seed. Hy sal jou in die haakskeen Jy is ook vermorsel. Jy sien, lyk my julle moet mekaar help, kom ons iewers. Okay, so dit is julle sien daai prentjie op die ou koninkryksleers is so een ou staan bo en hy help die ander om. Okay, so daar's altyd een voor jou en altyd een na jou. So Genesis 3 vers 15 is die bouplan. Dis God se wat doen kom. Hier het hierdie gemors nou plaasgevind. Nou moet dit herstel word. En die Here sê ek vat verantwoordelikheid om dit reg te maak. Die mens het nie nodig om verantwoordelikheid gevat het nie. God sê ek vat verantwoordelikheid. Hoekom? Want ek sal wat doen? Vyandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou nageslag, jou saad en haar saad. Hy moet 'n hoofletter. Sal jy die kop vermoor? Jy gaan hom in die hakskeem bring. Jy gaan hom in die hakskeem. So wat is die bouplan se wat mense daai steen, so sluitsteen nie se hoeksteen. So wat is die bouplan se hoeksteen? Hy moet 'n hoofletter. So God sê vir hulle reg aan die begin. Ek het jou gemaak, Adam, as 'n mens, gevul met my gees om te heers. En jy het my teenwoordigheid verruil deur toe te laat dat die duiwel oor jou heers. En nou kom ek terug na die skrif wat ek nou na verwys het, wat by die versoeking plaasvind. Nou bring hy hom en hy sê vir hom, ek gee jou al die koninkryke wat jy hier sien. Hy sit hom op die berg neer. Hy sê, want ek gee dit aan wie ek wil. Hy sê, ek gee jou die sleutels van die koninkryk. So kyk mooi. So wat het Adam gedoen?
Hy het die koninkryk van die wêreld oorgegee in die hand van die duiwel. En julle 5 hoofstukke in die Bybel. Genesis, nie is 5 nie. Want 1 en 2 is uitgesluit. Genesis 3, Genesis 4 en Genesis 5 en Genesis 6. 4 hoofstukke. 4 hoofstukke verder, 1000 jaar later, is die wêreld so korrup dat God uitroep en sê, ek is jammer dat ek ooit hierdie mens gemaak het. Nou dink aan die weemoed in die vaderhart van God om na hierdie absolute perfekte skepping te kyk. Hierdie mens wat sy beeld gedra het. Wat in een oomblik val omdat hy nie waaksaam was nie. Hoekom dink julle die Onse Vader gebed bring die Here Jesus dit in? Bewaar ons van versoeking. Hy bring dit aan. Ons wil dit bid. Want omdat die duiwel, julle, kom ons wees eerlik, ons bid oor baie dinge. Hoeveel keer bid ons en sê, Here, bewaar my in hierdie dag van versoekinge. Ons bid dat die Here ons lewe bewaar, ons bid dat die Here ons huise bewaar, dat die Here ons kinders en ons mans en ons vrouens bewaar. Ons bid nie dat die Here ons bewaar van sonde nie. Dit is hoekom die beskrywer van Hebreërs sê, die dood, hy sê eintlik, julle tog nie, hoe sê hy skrif, hy is julle tog nie ten bloede toe weerstand gebied teen die sonde nie, want julle gee so maklik oor. Dis wat die mens is. Nou het hierdie sonde plaasgevind. Dit het gebeur. Nou moet God 'n plan in werking stel waarvan hy in beheer is, nie die mens nie, want hierdie mens binne die eerste 5 hoofstukke, binne tot by hoofstuk 6 is die mens korrup. Laat net een mens op die aarde oorbly. En sy naam is Noag. Want die Here moes nog geweet het, toe hy vir Adam en Eva gemaak het, hulle gaan na hel weet. Ja, hy het jou vrye wil, hy het mens vrye wil gegee, so hulle moes 'n besluit maak. Ja, maar hy moes voorsien, hy het so net voorsien wat. Onthou, God is almagtig en God is alwetend. Maar God se plan is nie die sondeval nie. Dit was die mens se reaksie, sy effek. So God het in sy vaderhart moes God in sy almag dit geweet het. Verstaan jy? So hy het nie 'n plan B nie. Hy het, wat is die regte woord daarvoor? Hy het sekuriteit in plek gesit. Om voorsiening om dit te kan doen. OK. Nou gee hy vir hulle die opdrag. Nou sê hy vir hulle, ek vat verantwoordelikheid, vyandskap stel. En wat is die profesie van die skrif wat julle nou net hier gekwoteer? Waaroor gaan dit? Na wie toe verwys dit? Na Jesus. So wat hy eintlik vir hulle daar sê is, dis my bouplan. Daar gaan 'n verlosser kind gebore word, maar hierdie keer uit die vrou. Okay. Voor die mens gemaak is. Die sondeval, die Lucifer se val. Ja, dit was voor die sondeval. Dit was voor die mens. Want hy was daar in die tuin van Eden. Okay. Maar was dit voor die skepping? Nee, dit moes voor die skepping gewees het. Want hy sê, hoe het ek jou uit die hemel sien val? O seun van die dag wat môre sterf. En hier kry jy hom in die tuin van Eden. Verstaan jy? Want dis die eerste plek wat dit verwys na hom. So hy was klaar daar. Want hy is ook 'n engel, hè. So hy is 'n gevalle gerub. En Lucifer is, daar's net 3 gerubs. As ek die Bybel reg lees. Dis Lucifer, hy was die gerub van musiek. Ja. Hy het lofprysing en aanbidding in die hemel gedryf. Michael. Michael is die vors vir die oorlog. Okay? En Gabriel is die boodskapper. Dis hoekom is hy wat met Daniël ontmoet. En dis die enigste 3 wat vlerke het. Die ander is gewoon engelwyk soos 'n mens. Hulle het nie vlerke. Ja, hulle het 6 vlerke gehad, sê die Bybel.
Want sê hy 2 waarmee hy vlieg, 2 waarmee hy dit, 2 waarmee hy dit. Dis hoekom die Gerub bedek op die ark, okay, en die altaar van God. So, As ek net vir Johanna oomblik daar kan antwoord, vanbaar God het geweet in sy alwetende. Maar baie keer kyk jy na jou kind, en jy sien eintlik hy is besig om droog te maak, maar jy het daar die hoop dat hy dit nie gaan doen nie. Tog sien jy hoe speel dinge af. En tog is daar teleurstelling in jou hande. Alhoewel jy weet, dis waarop het afstuur. Het jy toch daai teleurstelling en ek dink dis wat God in Genesis 6 ervaar het. In sy alwetendheid het hy geweet, maar met die hoop. jy sien, die eerste 3 woorde in die Bybel, in die begin het God. Bereshit bara Elohim. Die geleerde ouens sê, as jy daai sinnetjie vat, is die eerste onafhanklike woord wat jy uit dit uit kan spel, is S-O-N. Son. Dit is hoekom Johannes 1 vers 1 sê, in die begin, hy begin, onthou, in die begin, hy begin sy boek in die Nuwe Testament presies soos Genesis begin het. In die begin het God, hy sê in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. So hy definieer nie 3 persone daar nie. Hy sê in die begin was die woord en God is die woord en die woord is by God, want God is sy woord. Daarom julle, die woord van God kan nooit herroep word nie. Wat hy gespreek het is onherroepelik, want hoekom het God nie net daar in Genesis 1:26 die duiwel uitgeklee nie? Kom ons vra dit so, kon hy dit doen? Ja. Hoekom sort hy nie daar uit eens en vir altyd en laat die mense aangaan nie? Want hy het gesê die mens moet regeer. God kan nie teen sy eie woord gaan nie, julle. Die oomblik wanneer woord God se mond verlaat het, is dit lewe. En dit bly vir ewig in plek. Dis hoekom hy vir die son kon sê, kom op en sak, kom op in die ooste en sak in die weste. Dit is jou tydskedule. Son doen dit, maan doen dit, sterre doen dit. En dan moet jy weet, van die begin af, daar's een skrif wat so kwaai is. Hy sê, as jy vir die son kan sê, moenie jou siklus voltooi nie. Hy sê, so is ek kan nie teen my woord gaan nie. So, God se woord is radikaal vir ewig in die atmosfeer. Die Engels vertaling in Psalms, lees jy dit mooi, Pastor Johnny het dit nog vir my geleer, dat sy woord is bo hom. As 'n skrif wat sê, in Afrikaans lees jy dit moeilik, ek dink dit is Jesaja, dit is Psalm 68 reg. Hy sê dit daar, hy sê die Engelse woord sê, in die Afrikaans sien jy dit raak nie. Maar in die Engels sê hy, ek net sien of ek hom vandag kan kry. Ons het daai skrif baie, ons het hom al geraak hierson. Ek het nou nie daar my ander preekbybel hier nie, maar ek net vandag gekyk, dalk sien ek hom ongelukkig nie. Dit is 63 of 68, daar. Nee, ek gaan nie die Bybel sien, ek het nog gemerk op my ander Bybel, maar dis in die 60's, eers gaan jy aan is, hy sê, ek gaan ons maar vir julle net toe. Hoeveel? Sê hy God's word is about his name. Ja, dis hy, ja. Dit is 138, nie 168. Ja, hier so het ek opgemerk. Hoor dit sê, in Afrikaans sê hy dit. Ek sal u loof met my hele hart en die teenwoordigheid van die gode sal ek besalm tot u eer. Ek sal my neerbuig na u heilige paleis en u naam loof, om u goedertierenheid en om u trou ontwil, want u het vanweë u ganse naam u toesegging groot gemaak. So kan jy sien dit
Dit sê, maar gee my julle Engelse Bybel daar. Lees hom net na Engelse Bybel. 138. I will worship toward your holy temple and praise your name for your loving kindness and your truth. For you have magnified your word above all your name. So, sien jy in die Engels? So wat sê hy, wat is die hoogste prioriteit? Wat is die hoogste gesag? Sy woord. Sy woord. God kan nie teen sy woord teruggaan nie. Nou het hy gesê, jy sal heers. Hy kon die duiwel in een oomblik wegvat, in die potte van die vuur gooi, hy kon hom uitsorteer. Maar God kon dit eintlik nie doen. Vir een eenvoudige rede, dan gaan hy teen sy eie woord. En God kan nie teen sy eie woord gaan. Maar dit sal nie die probleem is, Sofie. Die probleem is nie die duiwel nie, die probleem was alles. Verseker is dit so. Maar, nog steeds, nou is Adam, en onthou, nou sê hy vir hulle. Hy sit hulle buitekant die tuin, en wat doen hy met die tuin? Hy sê eendag by die aangang dat hulle nie kan terug. Ja. Dat hulle nie kan teruggaan nie. Ja. Ek het altyd gewonder hoekom. Nee, boom van die lewe op ons. Anders sou hulle van die boom van die lewe kon eet en vir ewig bly lewe in die toestand van sonde. Verstaan jy? Of anders sou hulle teruggegaan het en hulle sou in hulle sondige toestand daar wou leef, waar hulle was. In God se teenwoordigheid. Nee, het is so, want ek dink die oomblik toe God in die tuin van Eden, toe hulle uit is, het God se, want iewers dat in die tuin van Eden is het weg, verstaan jy, ons lees net daar, so daar het hy sy heerlikheid daar onttrek, dink ek, maar soos ek vanoggend gesê het, by Silo dieselfde ding. Maar die mens kon nie in daai perfektheid van die skepping bly leef, met die toestand van sy sondeval. Nou kom God nou sê hy, okay, my antwoord vir die probleem is, daar gaan 'n verlosserkind gebore word uit 'n vrou, en hy sal die duiwel oorwin. Die duiwel gaan hom pik, die duiwel gaan hom terugkry, verstaan jy, maar hy gaan uitgesorteer raak, hy gaan sy kop vermorsel. Nou begin die proses, okay, nou sien jy Genesis 12, die roeping van Abraham. Nou begin, God kies een man, en hy sit 'n geslagslyn neer. En wat doen hy? Wie kies hy? Abraham en Sarah, 75 jaar oud, sy was 15 jaar jonger, so sy was 60, okay? Maar wat was hulle grootste probleem? Nou dink jy die humor van God. Hoekom kies God Abraham en Sarah, wat nie kinders gehad het nie? En nog oud is. Hy het 'n belofte gemaak en nou moet julle net mooi onthou, né? 75. Nou sê hy vir Abraham, hoor hier so trek. Kom met jou vader se huis en breek met dit waarin jy gewoond is. Kom met Haran uit. Kom met jou breek met die afgode waarin jy groot geword het. En Abraham sê, Here, dis reg, ek sal dit doen. En hy trek en hy vat Lot se seun, hy vat Lot saam, sy broerskind saam, want sy broer was dood. Nou trek hulle. Hy moet sy paar goedjies. God het 'n belofte gemaak. Nou kom hy in Kanaan. Die land wat die Here hom sal wys. Waar is die kind? Nog nie daar nie. Hoeveel tyd verloop tussen daai trek en die geboorte van sy kind? 24 jaar. Dis 99. Yes. Hoekom wag God tot hy 99 jaar oud is? Hoekom kon hy maar die ou seentjie nou net vroeër gegee het nie? Vir die wonderwerk. Ons